Hallo graad 5's, ek hoop het gaan goed met julle en dat julle nog lekker hard werk daar op julle eie by die huis. Ek hoop nie julle verlang te veel na ons nie. So, ek maak nie hierdie week 'n PowerPoint nie, maar ek het wel besluit dat dit tyd is dat julle my gesig weer moet sien, sodat julle nie heeltemal vergeet hoe ek lyk, hoe ek praat en hoe ek klas gee nie. Ek gaan julle sommer 'n bietjie vertel wat het ek die lockdown alles gedoen, wat by die skool aangaan en dan gaan ek so 'n bietjie praat oor die werk sodat julle dit beter kan verstaan. So, eerstens, toe die skole gesluit het ek besluit om huis toe te gaan en bietjie saam met my familie te kuier. Ek was 'n volle maand by die huis toe die president gesê het ons kan terugkeer na die oorspronklike plek waar ons werk. So, toe besluit ek om die lang pad aan te durf terug Johannesburg toe. So nou sit ek weer hier in Johannesburg en ek is baie bly ons kan weer terug by die skool wees. Dit was 'n lang lockdown vir my gewees. By die skool, soos julle reeds weet, is al die graad 7's terug en ons is hard besig om te werk met hulle. Party van die onderwysers gee vir hulle klas, ander van ons soos juffrou wat vir julle klas gee vir die kleiner grade, doen meerendeels terreindiens en hekdiens in die oggende. Julle sal nie glo hoe ongelooflik cool lyk die skool nie. Meneer Dion en die bestuurspan het baie hard gewerk om seker te maak dat dit veilig is vir julle om terug te wees by die skool. So wanneer julle terugkom skool toe, moenie bekommerd wees nie, want ons kyk mooi na julle en meneer Dion en die bestuurspan het seker gemaak dat dit veilig is. Ek weet die maskers is soort van 'n issue. Ek hou ook nie daarvan om my masker te dra nie, maar vir veiligheid is dit op die oomblik die beste opsie. Dan gaan ek nou 'n bietjie meer praat oor die werk, aangesien juffrou nou vir 2 weke nie vir jou PowerPoint gemaak het nie, wil ek tog hê jy moet verstaan. So laasweek moes jy die karretjie gebou het uit 'n plastiek bottel en dit is 'n nie 'n metaal, soos ons reeds geleer het. Juffrou gaan bietjie meer vir jou vertel oor hierdie week se werk. Ek hoop jy het te veel gesukkel met die projek wat jy moes gemaak het nie en dat jou karretjie op die einde vorentoe beweeg het en op sy 4 wiele gery het. Dan, hierdie week se werk gaan jy sien is 'n geskrewe opdrag wat gaan oor jou praktiese taak. Vraag 1 handel basies oor die 7 wetenskaplike stappe wat ons moet volg vir 'n ondersoek. Jy sal sien dat die karretjie bouprojek nie 'n ondersoek was nie, maar juffrou het die vragies so aangepas dat dit pas by dit wat jy gedoen het. Met ander woorde, dit is nie 100% reg nie, maar dit leer jou om die vragies te kan beantwoord, sodat wanneer ons 'n ondersoek doen, dat jy presies weet hoe om die vragies te benader. Dit is ook baie belangrik om te onthou, wanneer jy merk, moet jy nasorg doen, en onthou, jou antwoord mag van juffrou se antwoord verskil. Daarom gee ek net vir jou riglyne oor hoe jy die vragie kon beantwoord. Veral by vraag 1, so wanneer jy terugkom skool toe, sal ons dit mooi bespreek en ons sal na almal se antwoorde luister en juffrou sal vir jou sê of dit reg of verkeerd is en hoe jy dit kan verander. By vraagie 2 gaan jy bietjie navorsing doen. Nou navorsing beteken jy gaan bietjie op Google moet gaan rondkrap om inligting te kry oor herwinning. Juffrou wil basies weet hoekom herwinning belangrik is. Jy moet so bietjie 'n paragraaf skryf oor hoekom dit belangrik is en dan vra ek jou spesifiek oor die herwinning van plastiek. Nou juffrou het ook bietjie navorsing gedoen en ek het gesien dat alle plastiek nie noodwendig herwin kan word nie, dat daar net sekere plastieke herwin kan word. Tik dit in oom Google, hy help jou baie mooi, ek beloof. Dan die laaste vragie sal jy sien kom uit al my PowerPoints van die 12 weke wat ons gedoen het en daar is nie 'n reg of verkeerd, daar's 'n regte en 'n verkeerde antwoord. Met ander woorde, dit is feite wat uit die handboek uitkom, so jy moet asseblief jou antwoorde gaan soek in die handboek of die vorige PowerPoints of vragies wat juffrou vir jou gegee het. Graad 5's, ek is so klein bietjie jaloers op julle dat julle nog in hierdie lekker koue weer bietjie laat kan lê. Dit is baie koud as ons 6:30 in die oggende by die hek moet gaan staan en my hande vries en my neus loop permanent want hy kry koud. Ek wil net vir julle sê dat ek julle gesiggies verskriklik baie verlang. As jy enige vragies het, vra vir mamma dat sy vir my 'n e-mail stuur sodat ek julle kan help.
Onthou, mens hoef nie alleen te sukkel nie en geen vraagie is 'n dom vraagie nie. Ons antwoord dit, ons help jou waar ons kan. Dit is hoekom ons hier is en dit is waarvoor juffrou soort van betaal word. Geniet hierdie week, ek mis julle en ek hoop en bid dat ek julle binnekort weer kan sien. Ek mis dit om vir julle klas te gee, ek mis julle woeligheid in my klas, julle vragies en die feit dat ons nou en dan YouTube-video's kon kyk oor wat belangrik is van die werk. Ek mis julle, sterkte met die week, sien julle binnekort.